Reg, kom Deborah vir julle sê wat gaan nou gebeur na hierdie groot vergadering tussen die ANC en die FSA in Suid-Afrika. Luister mooi wat ek vir julle gaan sê. As jy dink het gaan nou beter gaan, het ek vir jou slegte nuus, het gaan nou eers sleg gaan. En hierdie is net die begin. Dit is die begin van die groot verdrukking waarvan die Bybel praat. Vir hierdie volk, daar in Daniël 12 vers 1. Luister mooi. Die FSA weet presies waar hulle staan met Cyril Ramaphosa en die ANC. Maak nie 'n fout nie. Dis nie asof iemand hulle moet gaan inlig nie. Maar hulle wou Cyril en Kie daar gehad het in die FSA, want hulle gaan hom baie mooi corner en vir mooi verduidelik waar die ding op pad is. En Cyril Ramaphosa gaan besef, sy tydperk van regeer is oor, as hy nie nou drastiese plannetjie maak nie. Die FSA is van plan om 'n ander regering hier in plek te sit. Hulle gaan ekonomies die land so wurg, dat daar opstande sal wees. 'n Bloedige revolusie, omdat mense nie werk nie eet nie, sukkel met olie, gas, parafin, krag, al daai tipe van ding. So, wat gaan die ANC doen om te oorleef? Wat is hulle plan? Nou, hier is die plan. Die plan staan ook in die Siener dokumente. Hulle gaan na Brittanje toe, en hulle gaan daar met Brittanje praat, en sê, luister, ons het 'n probleem met die FSA, ons wil eerder 'n bondgenootskap maak met julle, in ruil vir dit en dat en daai. Daar gaan baie beloftes heen en weer geruil word, baie leuns vertel word heen en weer. So, die ANC gaan omskaar by die Britte, en die Britte probeer hulle bes om die FSA te ondergrawe reg oor die wêreld met baie onderhandse transaksies en probleme. Ons sien ook dat dit gebeur in die Oekraïne. So, die ding dat die Britte eintlik hulle eie belange dien en nie dit van die FSA nie, dit is redelik openlik, mense behoort nou al dit te verstaan, as jy nou weet wat in die nuus aangaan, bygesê. Maar hulle gaan na die Britte toe gaan en sê, luister, ons het moeilikheid hier in Suid-Afrika wat kom. Ons is op pad na gewelddadige opstande wat moontlik die regering kan lig. So, en ons het nie 'n weermag nie. Meneer Brit, ons het nie weermag nie. En ons het nie eintlik 'n polisiediens nie, en ons het nie genoeg wapens nie. Ek wonder, is dit nie die rede hoekom Zelensky na toe gekom het nie? Want Zelensky is 'n baie groot wapenhandelaar op die swartmark. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit is nou nogal bekend. Die wapens wat die Amerikaners so toe gestuur het hy gaan verkwansel, hy het dit gaan verkoop. So die vraag is, hoekom was hy hier? Is dit omdat Suid-Afrika ook wapens by hom wil koop, wapens wat hulle nie op alle plekke in die hande kan kry nie? Maar, die ANC-regering het troepe nodig om homself in beheer te hou. Want hierdie regering het lankal nie meer 'n weermag of 'n polisie nie. So wat gaan hulle doen? Hulle gaan ooreenkomste sluit met die Britte, en is iets wat Siener sien. Siener sê, hy sien, daar kom 'n donker tyd oor Suid-Afrika, en in die geheim bring die Britse troepe na die hawens toe, in Suid-Afrika, en hulle wag daar, dat dinge begin, sodat hulle, saam met die regering, teen die blanke boer kan opstaan in die land. So wanneer die slagting van blankes begin in hierdie land, en die blanke staan op en begin terugveg, wel dan is die Britse troepe hier, om die ANC-regering in plek te hou, en ontslaa raak van boereleiers, en boeregroepe, en boere-militêre bewegings. Dit is waar ons op pad is. Die ANC gaan daai ooreenkoms maak met die Britte. En dit is dit wat Siener so duidelik gesien het. Want ek kon nie mooi verstaan altyd hoekom hy praat van, hoekom sal die Britte troepe stuur, en dan hier kom sit by die hawens, en hoekom is dit in die geheim nie. Dit het alles te doen hiermee. Hierdie ANC-regering is op pad uit, en hy wil nie gaan nie. So, hy moet 'n militêre mag hê wat hom in plek hou. En hy gaan ooreenkomste sluit met die Britte. En dit is hoekom Siener sê, die Britte sal inkom, en hulle sal ons met geweld onderwerp, en hulle gaan probeer om sogenaamd wet en orde te herstel, wat eintlik 'n leuen is, maar hulle gaan probeer om 'n sogenaamde nuwe puppet government in plek te sit. Maar dit sê hulle nie nou al vir die ANC nie. So vir die ANC sê hulle, luister, moenie worry nie, ons gaan julle in plek hou. Dit is hoekom
sieners sê, die Britse troepe kom op 'n stadium in, en hulle trek Johannesburg toe, maak van Johannesburg een groot kamp. Jy sal nie daar kan in en uit nie, en dan raak het baie sleg daar binnekant. Dit het alles te doen hiermee, want die regeringsadministratiewe hoofkwartier sit in Johannesburg. Dit gaan ons sien in die volgende aantal weke. So ons moet kyk, wanneer begin die Britte vlerk sleep by Cyril, en wanneer begin Cyril kuier by die Britte. Alhoewel ek dink baie van hierdie goed is reeds bespreek, maar ons sal dit nou baie ernstiger sien in plek kom, so ons moet kyk vir die merkers in die volgende aantal maande. Luister wat Deborah vir julle sê. Cyril Ramaphosa gaan nou baie aggressief begin optree teenoor blankes, teenoor militêre groepe, paramilitêre groepe in die land. En hy gaan dit doen met die ondersteuning van MI6, met Britse intelligensie. Hy gaan dit doen met die hulp van die Britte. Dit gaan nie nou beter gaan nie. So as ek jy is, gaan dink baie mooi oor hoe wil jy oorleef, raak deel van die Suidlanders se onttrekkingsplan. Hier kom 'n bloedige revolusie. Hier kom 'n slagting van blankes. Hierdie regering gaan nie erken daar's 'n slagting van blankes nie. Hulle tot op hede dit nooit erken nie, so dan gaan hulle dit ook nie dan erken nie. Hulle is altyd die onskuldige party. Hulle weet van niks nie. Nou, hy weet nie. Nou ja. Gaan prep, kry ekstra kos by mekaar, want die FSA gaan dan nou begin al hoe ernstiger druk toepas op Suid-Afrika. So die eise is nou gestel, die eise is op die tafel, dit het die FSA, wat van Februarie, Maart, April, Mei, 3,5 maande gevat, om Cyril Ramaphosa in die FSA te kry, want hy wou nie gaan nie. Na elke krisis wat daar was, het hy net 'n paar toesprake gemaak en 'n klomp twak gegorrel, maar op die ou einde van die dag, toe die eerste refugees oor is, toe skraap hy sy moed by mekaar, want hy het nou gaan gat kruip, want hulle moet nou die verhouding herstel. Vir 3,5 maande het hy niks gedoen nie, so dit het hulle 3,5 maande gevat om hom daar te kry. Nou het hulle hom daar, nou gaan die eise gestel word. Nou ja, die ANC gaan nie kapitaleer nie. Hy gaan 'n bondgenootskap maak met die Britte. Soos wat ons gesien het met die Anglo-Boereoorlog, so gaan ons dit weer sien. En as jy nie mooi verstaan het wat daai tyd gebeur het nie, moet jy maar gaan kyk wat in die geskiedenis gebeur het. Gaan lees, gaan educate jouself. Dit gaan nie nou beter gaan nie. Op die ou einde van die dag sal selfs die DA uit die koalisie van die GNU, die Government of National Unity, spring. Want hulle gaan nou mooi sien hoe het waai die wind. Hoor wat ek julle vandag sê. En ons gaan 'n baie aggressiewe ANC-regering begin kry teenoor blankes. En ek wonder of hulle nie dalk gaan ook wapens wil vat nie. Dit wil sê wette inbring om wapens te vat en baie moeiliker te maak om wapens in die hande te kry. En ammunisie. Ons moet ons klaar maak vir 'n regering wat 'n lockdown gaan inbring. Luister mooi, want hulle kom in die geheim na Suid-Afrika toe, hierdie Britse troepe sê siener. So, dit moet tydens 'n tipe van 'n lockdown stelsel wees, waar niemand mag uit nie, en ons mag nie rondloop nie, en ons mag nie by die see kom nie, en ons mag nie, ons moet in ons huise bly soos Piet Snot, sodat hulle sekere dinge in plek kan sit. Hulle kom in die geheim, sê siener. En is iets wat Blikstem Dromer ook sê. Hy sê, hulle kom under the cover of darkness. Dis reg. Hy's baie reg. Hierdie is so 'n belangrike punt. Ons moet nou begin wakker sit, dinge gaan nou in plek kom en baie vinnig in plek kom. Sluit aan by die Suidlanders, asseblief mense, gaan word deel van 'n onttrekkingsplan. Dis die eerste keer in die geskiedenis dat 'n volk so 'n plan vir homself gaan uitwerk het. En in die verre toekoms sal daar in die geskiedenis gepraat word oor wat in Suid-Afrika gebeur het, hoe is dit voorspel, hoe is daaroor gewaarsku, hoe was Trump reg oor die genocide, en hoe het hierdie volk 'n plan gehad om hulle self te red. Gaan word deel, asseblief. Deborah smeek jou vandag. Luister mooi wat ek sê, asseblief.